Right, so Openbaring 21 breek ons vir die eerste keer die patroon. Nie regtig vir die eerste keer nie, ons het dit al van tevore vir 'n baie klein stukkie gesien. In die einde van hoofstuk 7, het ons gesien dat meeste van die tyd is ons siklus speel af tussen die hemelvaart en die wederkoms van Jesus. En so hy gaan die hele tyd en hy hanteer hierdie gedeelte. In die tweede helfte van hoofstuk 7 gee hy vir ons so klein prentjie van hoe lyk dit ander kan die wederkoms. Hoofstuk 21 gee vir ons daai beeld. So met ander woorde, ons kyk basies hoofsaaklik oor hoe lyk hierdie ander kant die wederkoms. Ons lees Openbaring 21 vers 1. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan en die see bestaan nie meer nie. So hy maak die stelling en hy sê en toe sien ek 'n nuwe hemel en toe sien ek 'n nuwe aarde. Nou as ons praat partykeer in die veral in die platteland, veral wie klein dorpies, dan sê ons gewoonlik hier teen 6:00 dan rol hulle die strate op en hulle sit die ligte af. Nou dis min of meer wat hier gebeur. Die Here rol die hele skepping op en hy sit die ligte af. Dis nou klaar verby, alles het nou verbygegaan en so wanneer God skep, skep hy nuut. Hy revamp nie. Hy maak nie dit wat gebroke is weer mooier nie. Hy skep van vooraf en hy skep nuut. Dis 'n nuwe hemel, nuwe aarde. En as hy praat van daar gaan nie meer 'n see bestaan nie. Nou voordat ek begin het met hierdie studie sou ek dit letterlik gevat het en gesê het, sorry julle, daar is nie meer 'n Mosselbaai nie, daar is nie meer 'n George nie, jy kan nie meer Hartenbos toe gaan nie. Maar vandat ons studie gesien het en beleef dat hierdie is baie simboliek, terugvat na Openbaring 4 toe. As hy praat van die see is glad, dan praat hy van daar is nie die teenwoordigheid van bose magte nie. Onthou die Joodse verstaan was binne in die see, die worsteling, die skommel van die water dit is op grond van bose magte wat daarin is. En so as hy sê die see bestaan nie meer nie, dan praat ons van daar is geen vorm van bose magte wat in hierdie nuwe skepping gaan wees nie. En ook op die einde van die dag as ons praat van alles wat tot niet gegaan het, moet julle verstaan vir die Griek en vir die Romein, hierdie ouens het gode gehad vir alles. Jy het 'n god gehad vir die son, jy het 'n god gehad vir die maan, jy het 'n god gehad vir sterre, jy het 'n god gehad vir landbou, 'n god gehad vir liefde, vir oorlog, vir you name it. Die Grieke het oor die 300 tot 400 plus gode gehad, prominente gode. Aan die ander kant het jy die Romeine gehad wat 200-300 plus gode gehad het. Beide van hulle het 12 groot gode, maar onder dit is al massas. En so wat hy eintlik vir ons sê is die dag wanneer ons sê daar is 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel geskep, gaan niemand binne in hierdie skepping ooit dink, o, maar daar is 'n God vir hierdie en 'n God vir daai nie. Een skepper. Een skepper van die hele nuwe heelal, alles wat daarmee saamgaan. En dis wat vir ons daar vasgemaak word. En dan vers 2 en 3 is vir my ongelooflik mooi. Hy sê en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by sy mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Nou, as ek en jy gesels, dan praat hy nou van Jerusalem, die nuwe Jerusalem, hierdie stad is soos 'n bruid. En nou moet julle onthou dat meeste van die tyd tot en met nou toe, reg deur die Nuwe Testament, hoor jy primêr dat God verwys na sy mense, wat ons sal sê as die kerk, verwys hy as twee tipes. Daar is ander kere, maar die twee prominente maniere hoe hy sal verwys na, is nommer 1 as die liggaam van Christus en nommer 2 as die bruid van Christus. Nou, ons verstaan liggaam bietjie beter as wat ons bruid verstaan. Liggaam verstaan ons dat almal van ons is soos ledemate van een liggaam. En wat hy vir ons konstant leer, is elke een van ons het 'n ander funksie. Jou funksie lyk nie dieselfde soos die persoon langs jou se funksie nie. En so, maar hy nooi ons nog steeds uit, al lyk ons anderste, nooi hulle ons in eenheid in.
So met ander woorde, nou kan ek myself sê, okay, maar ek is dalk 'n toon, jy is dalk 'n neus, hierdie een is dalk 'n oog, daai een is 'n oor. Ons verstaan, ons lyk anderste, ons funksioneer anderste, maar vir die liggaam om reg te funksioneer moet daar eenheid wees onder ons. So as jy praat van liggaam van Christus, dan praat ons van dit. Dit is die funksie van ons binne in die liggaam en die eenheid van ons binne in die liggaam. Wanneer hy praat van bruid, praat ons primêr van die verhouding tussen ons en Christus. So met ander woorde, dit is 'n liefdesverhouding soos wat tussen die bruidegom en die bruid sal wees. Dis 'n liefde, dit is die verbondsliefde. God het ons losgekoop van sonde. Die feit dat hy sê dat daar is niks wat ons sal skei van sy liefde af nie. Hierdie is 'n aanneming wat hy sal gebruik in ander plekke, dat ons is aangeneem as kinders. Hierdie verhoudings element wat hy hanteer. So wanneer ons praat van bruid van Christus, dan is dit waarvan hy praat. Dis die verhouding tussen ons en Christus. Nou, dis nie so maklik om jouself te imagine as bruid van Christus, soos wat dit is om te kan imagine liggaam van Christus nie. Veral ons manne trek swaar met bruid van Christus. So ek meen die blote feit is net vir 'n vrou, jy kan dink bruid van Christus, dink terug aan die dag toe jy getrou het en die opgewondenheid, of die wat nou nog moet trou, dink aan wat dit eendag sal wees. En so daar is 'n prentjie wat jy aan kan vashou. My tor val af. Ek het geen reference vir dit nie. En dan, boonbehalwe dit, weet ons dat die hoogtepunt van 'n bruid en 'n bruidegom wat by mekaar kom, is die seksuele intimiteit wat daar gebeur. En dan sê ek uit. Dan bedank ek. Dan praat ek nie meer van bruid van Christus nie. Ek is uit, ek is klaar, ek wil nou nie meer oor hierdie gesels nie. En die blote feit is, dis wat bruid van Christus vir ons moeilik verstaanbaar maak. Die oomblik wanneer ek en jy Openbaring 21 lees, gee hy vir ons die voller prentjie. Hy gee vir ons nou die volledige prentjie. Want nou praat hy van bruid van Christus, en die bruid is nie die vorm van 'n vrou nie. Dis nie 'n liggaam nie. Dis 'n stad. Bruid van Christus is 'n stad, en binne in hierdie stad is al die tale, volke en nasies. So met ander woorde, die groepering van ons wat saam is binne in hierdie stad, vorm dan die bruid van Christus. En dan sê hy in vers 3, en dan sê hy, en God sal sy woonplek maak by sy mense. Hy sal tabernakel by ons. Onthou, dis wat gebeur het met Jesus, toe Jesus af aarde gekom het, toe was hy God Immanuel, hy het kom tabernakel tussen die mense. God het homself tussen die mense gesit. Nou sien ons dat die volledige bruid van Christus is by mekaar, en God se teenwoordigheid is tussen ons. Dit is waar die volheid van die verhouding is. So as jy dink aan die stad, dan dink jy dat ons funksioneer soos 'n liggaam, verskillende dele, ons leef in eenheid, ons elkeen lyk anderste, ons elkeen het 'n ander funksie. Maar binne in hierdie stad, nie net lyk ons soos lede nie, ons het ook hierdie verhoudingsaspek, dat ons is uitgekoop, ons is ingekoop in sy familie in, ons is deel van iets groter. En so, as jy regtig wil verstaan oor wat beteken bruid van Christus, dan dink ons aan 'n stad, binne in hierdie stad is al hierdie mense, en ons vorm deel die bruid, en dan God se teenwoordigheid in die stad, tussen ons getabernakel, en dis hoe ons bruid verstaan, en dis wat vers 2 en 3 vir ons dan basies dan daar begin afbreek. So dan gaan hy verder, en hy sê vir ons in vers 4, en hy sê, en elke traan uit hulle oë sal afgedroog wees, en die dood sal nie meer daar wees nie, en ook nie rou of gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. So nou kom hy en hy praat van, ander vertaling sal sê, die ou dinge is verby. Wat is die ou dinge wat verby is? Trane is verby, dood is verby, rou is verby, pyn is verby. Daai is die ou dinge. Daar is nie meer dood nie, daar is nie meer pyn nie, daar is nie meer rou nie. So met ander woorde, ons weet dat dit wat ons na toe uitsien, is 'n plek waar ons in die teenwoordigheid van God gaan wees. En dis wat dit vir ons so opgewonde maak om te praat oor die lewe na hierdie lewe. Ons raak opgewonde nie uit enigiets anders as dat ons weet dat die toekoms lyk vir ons ongelooflik amazing. En dan as ons praat van die hemel, dan moet ek en jy verstaan dat die idee van die hemel
moet ophou gaan oor hoe lyk dit daar. Want onthou partykeer wonder ons, ek wonder hoe gaan dit daar lyk. Ek wonder hoe gaan die huise daar wees. Ek wonder hoe gaan die strate daar wees. Ek wonder wie gaan daar wees. Ek wonder wie gaan nie daar wees nie. Ek wonder of my hondjie daar gaan wees. En jy moet verstaan, dis nie waaroor die hemel gaan nie. Die hemel wat ek en jy moet verstaan, is dat mense gaan wees en die teenwoordigheid van God is daar. So met ander woorde, die hemel is primêr 'n persoon eerder as die plek. Waarna ons uitsien is om by God te wees in sy volle teenwoordigheid tussen ons. Dis waarna ons uitsien. Nie hoe dit gaan lyk en wat jy gaan hê en hoe oulik die dingetjies om jou is nie. Dis irrelevant teenoor ons gaan by God wees. En die ou dinge, die trane, die dood, die pyn, die rou, daai goeders is alles verby. Vers 5, vanaf vers 5 tot en met vers 8 toe, gaan hy vir ons 7 belangrike stellings maak. Nou, onthou, ons het hierdie patroon al baie gevolg, so ons het nou al intussen 7 kerke gehad, 7 seels gehad, 7 trompette gehad, 7 bakke gehad, 7 tonele gehad. Nou maak hy binne 3 verse 7 stellings. 7 stellings wat vir jou gaan belangrik moet wees, wat ek en jy moet verstaan in hierdie groot gedeelte van die ewigheid. En hy begin vir ons vers 5. Hy sê, hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Dis die eerste stelling. Kyk, ek maak alles nuut. Beteken, hy revamp nie, wat ons gesê het in die begin, vers 1, hy begin hierso om te sê, alles word nuut gemaak. So dis die eerste stelling. Die tweede ene, en hy het neergesê, hy het ook gesê, skryf neer, dat hierdie woorde is betroubaar en waar. Betroubaar en waar. Wat beteken betroubaar? Ek kan my lewe daarop sit. Waar beteken daar is geen vorm van valsheid hierin nie. So die eerste stelling is ek maak alles nuut. Tweede ene is dit wat ek vir julle gee, hierdie woorde is betroubaar en waar. Dan die derde ene, vers 6, en hy het gesê dit is afgehandel. Nou, as ek en jy dink aan 'n stelling wat vir ons seker ongelooflik baie beteken en wat jy meeste van die tyd amper jaar op jaar hoor, is as ons kom by Paasfees, dan praat ons altyd van Jesus, toe hy aan die kruis was, toe maak hy die stelling en hy sê, dit is volbring. Die Griekse woord wat daar gebruik word is die woord tetelestai. Tetelestai beteken dit is volbring. Toe Jesus gesê dit is volbring, toe bedoel hy dat sy missie, dit wat hy gekom het om te doen, sy werk wat hy gekom het om te doen, is afgehandel. Die prys is nou betaal. So met ander woorde, tetelestai, dit is volbring, gee vir ons die inlig dat Jesus wat hy gekom doen het, is finaal afgehandel. Die oomblik wanneer ek en jy hierdie lees, dis nie meer tetelestai nie. Hierdie is gegunan, gegunan, G-E-G-O-N-A-N, gegunan. Gegunan beteken dit is afgehandel. Nou as hy praat van dit is afgehandel, dan bedoel hy dit is vervul. Met ander woorde, alles wat gekom het tot op hierdie punt toe, alles is afgehandel, alles is klaargemaak. Ons skryf nie meer verder aan hierdie storie nie. Daar is nie nog iets wat in beplanning is nie. Daar is nie nog iets wat moet gebeur nie. Dit is afgehandel. Hierdie is die finale, die hoogtepunt, die kroon van waar alles eindig. En so dit is basies die volle vervulling van wat hierso plaasvind. So die eerste ene is ek maak alles nuut, tweede ene is betroubaar en waar, derde ene is dit is afgehandel. Vierde ene, hy sê vir ons hierso, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Alfa, die eerste letter van die Griekse alfabet, omega, die laaste letter van die alfabet, en so wat hy vir ons sê is, ek is die begin en die einde. Ek is die boekend, ek is die voorkant en ek is die agterkant. Ek is waar alles begin het en ek is waar alles geëindig het. En ek is ook alles tussenin. En so dis wat hy vir ons daar sê, alfa en omega. Dan sê hy vir ons volgende, hy sê, hier is die 5de stelling, die wat dors is, ek sal ek laat drink uit die fontein, wat lewegewende water gee, verniet. So met ander woorde, hier kom hy nooi ons in, en hy sê vir ons, hier kom almal wat dors is, kan na my toe kom. Nou, as jy gaan lees Jesaja 55 vers 1. Jesaja 55 vers 1 sê hy volgende, hy sê, kom almal wat dors is, kom na die water,
En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Dis 'n uitnodiging om verniet te kom. So daar is nie 'n jy word buitegesluit want jy is nie genoeg nie of jy het nie genoeg nie. Hierdie is toeganklik vir almal, dis gratis. Dis lewegewende water. As ek en jy dink aan Johannes 4, toe Jesus praat met die Samaritaanse vrou, toe sê hy almal wat hierdie water drink sal weer dors word, maar elkeen wat van die water drink wat ek vir jou gee, sal nooit weer dors kry nie, want daar sal so strome van lewende water uit jou binneste uitvloei. So met ander woorde, Jesus word die bron van lewe wat uit ons uit gaan vloei. En dan Johannes 7, wanneer ons in die fees van tabernakels is, wanneer hulle daai offer kom gooi met die water, dan skree Jesus kliphard en hy sê kom na my toe, almal wat dors is. En so dis belangrik om te verstaan dat nou word ons ingenooi om gratis te kom drink van die strome van lewende water. En so dit is die ene, die wat dors is, kom drink water, is die 5de stelling. Dan gaan hy aan, 6de stelling, Openbaring 21 vers 7, die wie oorwin sal hierdie dinge beerf, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. So met ander woorde, vir die een wat oorwin, die ene wat sy naam opgeskryf is in die Lam se boek van die lewe, jy oorwin, jy is daar aan die einde, en vir jou gaan daar gesê word, ek sal jou God wees, en hy sal my seun wees. Hierdie is wat gebeur in 2 Samuel 7 vers 14. 2 Samuel 7:14 praat God met Nathan en hy sê, gee vir Dawid hierdie boodskap. En dan gaan hy eers deur die hele 2 Samuel 7 gaan hy en hy praat oor die verskillende goeders in vers 14. Dan maak God hierdie stelling vir Dawid en dan sê hy, en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Hierdie is 'n intieme verhouding, dis die verhouding wat ons het met hom. Dis deel van die bruid wees konsep wat ons voor ingenooi word. Vers 8. En nou hierso kom nou vir ons die 7de ene. So net voordat ons hom lees, onthou wat het ons nou al gedoen. Nommer 1, ek maak alles nuut. Nommer 2, betroubaar en waar. So hy wat gee is betroubaar en waar. Dit is afgehandel, die Alfa en die Omega, die ene wat dors is, kom en drink. Hy sal my seun wees. En dan die 7de ene, hier is die waarskuwing wat hy gaan praat oor die tweede dood. En hierso lees ons om vers 8. Maar vir die lafhartiges, die ongelowiges, die losbandiges, die moordenaars, die hoereerders, die towenaars, afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is die brandende poel van die vuur en swaal. Dit is die tweede dood. So met ander woorde, die waarskuwing vir al die ander is daar hierdie vreugdevolle stellings wat hy maak, maar vir die een wat nie glo nie, vir die wat weggedraai het, vir hulle is die tweede dood. Dan begin ons vers 9, nou ek gaan nou nie die hele gedeelte vanaf hier af deurlees nie, 'n paar stellings wat ek wil noem. So hy begin vir ons en hy sê, hy sien die 7 engele, wat die 7 bakke vashou, en die 7 bakke is vol van die laaste pla. Nou dink net weer 'n bietjie terug aan Openbaring 16, as jy daar meer konteks wil hê. En dan sê hy spesifiek vir my, sê kom hierheen en ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. So nou nooi hy vir Johannes, en hy sê kom ek wys jou hoe lyk hierdie lam. En dan vat hy hom so na die baie groot berg toe, en dan wys hy basies vir hom hierdie, en dan sê hy, die eerste stelling wat hy opmerk van hierdie stad, is in vers 11. So nou kyk hy vir hierdie stad, en wat is die heel eerste ding wat hy opmerk? Die stad was vol van die heerlikheid van God. Wat hierdie stad, wat hierdie bruid gaan kenmerk, is dit is vol van die heerlikheid van God. Dis wat ons beleef. Ons is opgewonde in ons wese oor dat ons gaan gekenmerk word, want ons is vol van die heerlikheid van God. Nou, die oomblik wanneer hy nou deur die hele stad gaan praat, nou gaan hy begin praat oor waar was die poorte en hoe dit gelyk, dan lyk dit baie anders as die oorspronklike stad wat hulle aan gewoond is. Die stad waarna hulle gewoond is, het 5 poorte of 5 ingange. Hy gaan nou praat oor 'n stad met 12 poorte. 3 poorte wat na elke windrigting toe wys. So 3 noord, 3 oos, 3 suid, 3 wes. Sy doel is om te praat hierso, want onthou ons is besig om simbolies te praat. So die doel van hierdie baie poorte is, dit is
toeganklik, dit is oop. Dit is jy kan inkom, jy voel nie ingeperk nie, jy voel nie jy moet in 'n ry staan nie. Dis oop, dis maklik vir almal om in te kan kom. Dis wat ons hierso begin sien. Die enigste ouens wat nie enigsins toegang kry nie, is daai wat hy vroeër gesê het, die ouens wat geoormerk is vir die tweede dood. En dan gaan hy en dan praat hy deel van dit en dan sal hy vir ons sê vers 12 en sê op die poorte is name gegraveer. Dis die name van die 12 stamme van die kinders van Israel. En dan vers 14 dan sê hy die stadsmuur het 12 fondamente en daarop is 12 name geskryf en die name van die 12 apostels. So met ander woorde as hy praat van die poorte en die fondamente, beide van hulle het 12 name op, die een het 12 apostels, aan die een 12 stamme. Nou onthou nou weer terug, gaan ons weer terug na Openbaring 4 toe. Openbaring 4 het ons praat oor die 24 ouderlinge. Toe sê ons dat die totale groepering van mense wat God aanbid is vanuit God se oorspronklike volk, die 12 stamme wie hy geroep het, is sy nasie. En toe roep hy 12 disippels en hierdie 12 disippels dra die boodskap van die goeie nuus van Jesus wat gesterf het. En so as ons praat van die 12 apostels en die 12 stamme, dan praat ons van die totale groepering van God se mense. En so hierdie wat ons praat van die bruid van Christus, hierdie stad, is die totale hoeveelheid mense. Dis vanuit sy oorspronklike volk regdeur tot by ons wat hierso is vandag. En dan gaan hy basies en dan begin hy gesels vanaf vers 15. Dan vat hulle 'n meetstok en hulle meet hom uit en wat ons basies sien is hy meet hierdie kubus. Ek dink hulle noem dit in Engels is the cube. So kubus Afrikaans. So dis 'n kubus en hierdie ding word gemeet en sy size is so 2200 km by 2200 km by 2200 km hoog. So 'n lekker groot blokkie, bietjie groter as wat jy al mee gebou het. Nou om net vir jou 'n idee te gee dat as jy nou ernsste nou vir jou vanaf die heel noordste punt van Suid-Afrika, net so bo Messina, voordat jy in Zimbabwe ingaan. Jy sien daarvan van een van die grensposte moet al die pad so afry nou in die hele kant. Ek moet hom nou omflip. So hy sal nou hier wees. En dan ry jy nou so al die pad so af, al die pad tot by Kaap toe en jy gaan tot by Kaapagallus toe, die suidste punt in op Afrika. As jy daai hele pad so gaan ry, is dit so 2150 kilos. So dit's net so bietjie groter as wat Suid-Afrika op sy langste punt gaan wees. Nou moet ek wel sê, ek dink nie ek het al ooit Openbaring 21 gelees en ooit opgewonde geraak oor hier bly nie. Nou klink dit weird, maar ek is baie eerlik met julle. Want die blote feit is net, ek vat byvoorbeeld, ek het nie 'n groot huis met 'n groot erf nie. Maar ek weet as 'n mens nou op vakansie gaan en jy gaan staan ergens in die Laagveld of iets en dit voel vir jou jy's alleen of jy's so ergens op 'n plaas en daar's niks of niemand om jou of jy's deur bo op 'n berg ernsste en daar's geen persoon. Daar's iets wat jy net voel vir die grootheid en die goedheid van die Here. Nou het jy 'n plek so groot soos Suid-Afrika en jy prop basies almal daarin. Dis soos al die ouens wat al van tevore af dood is, al die gelowiges tot op nou toe, plus die biljoene wat nou die Here dien. Ons gaan so sardyntjies wees daar binne. Ek weet nie of ek so opgewonde is nie. Dan ouens wat hierdie letterlik lees, hulle soos nee man, hierdie kan maklik 13,5 biljoen mense vat. Dan sê ek soos, hoe leef jy? Soos in China, dis net, jy kan nie, dis verskriklik. So ek was nou nog nooit regtig opgewonde oor hierdie goeders nie, want alles is stad, en ek dink is gorgeous, ek dink is gaan pragtig wees, as jy gaan kyk na hoe dit uitgelê is, en ek het vir julle op die groep, het ek vir julle die prentjie gestuur, van hierdie edelstene, waarmee dit gebruik het, ek kan dink is vrek mooi, maar waar is die natuur, en waar is die diere, en waar is alles wat, het God sy kreatiwiteit verloor vanaf die eerste skepping na die tweede skepping toe? Het iets gebeur? Het hy ernstig besluit, ag nee wat jong, hierdie plante was baie te veel werk, of was 'n klomp van hulle wat geplant was en mense, ek meen daar in Jean se erf vrek al wat 'n plant is. So ek meen ek gaan nou nie verder sukkel met plante nie. Is dit God se kreatiwiteit? En dan besef ons herinner ons self dat wanneer ons Openbaring lees, dis simbolies.
So wat ons lees is simbolies. Nou ek kan dink dat die simboliek van al die edelstene en goeders het elkeen het dalk sy eie simboliek agter dit. Wat ons wel kan sien op hierdie gedeelte wanneer hy die afmetings doen. Onthou, en ek sal kyk of ek vir volgende week wanneer ons laaste studie doen vir julle op die WhatsApp groep kan sê, wat beteken die nommer 3? Wat beteken die nommer 4? Wat beteken nommer 7? Wat beteken die 10? En so wanneer hy praat van 12.000, dan weet ons, hy praat van 'n 12 maal 1.000. Wanneer hy praat van 'n 144.000, dan praat hy van 12 maal 12 maal 1.000. So daar is simboliek agter hierdie nommers en ons het dit al hanteer. Die blote feit is wat hy eintlik vir ons hierso beskryf, is hy skryf die bruid van Christus as die volmaakte stad. Hy praat hierso van absoluut volmaak in sy volheid, geskep soos dat hy in perfektheid het. En onthou nou, bring hom nou in kontras met hierdie prostituut van Babylon. En sy is geklee in pers en sy het al hierdie juwele aan haar wat haar laat voorgee asof sy krag en autoriteit het. En dan kyk jy na die bruid van Christus en sy het waarde. So vanaf haar fondasies af regdeur het sy waarde. So dit praat oor die waarde van die bruid. Dis nie soveel so dat ons 'n letterlike afmeting van 'n blokkie het waar ons nie baie opgewonde raak tensy jy in China bly nie, want dan het jy bietjie meer spasie. So die blote feit is dis wat ons dan hierso beleef. En dan gaan hy deur al hierdie verskillende edelstene en dis ek kan dink, en dis hoekom ek dit aangestuur het. Ek dink 'n mens lees hierdie goeters en jy het nie 'n idee wat bedoel hy as hy hierdie goeters sien nie. Dit is verskriklik mooi om hierdie goeters te kan beleef. En dan as ek hierdie lees, dan besef ek hoe kosbaar is die bruid vir God. En dan besef ek hoeveel keer ons in gesprekke, in kuier saam met mense om 'n tafel of om 'n braai, dan dis mos gewoonlik die plekke wat jy mos die wêreld se probleme oplos. Daar los ons mos op wat alles fout is in die politiek en ons los op wat alles fout is met die kerk. En ek wil net vir jou sê, ek dink ons moet begine wag voor ons mond sit oor wanneer ons praat oor die bruid van Christus. Ek dink die blote feit is net, ek vat byvoorbeeld, ek werk nou saam met my vrou, maar daar's niemand wat na my toe kom en kom kla by my oor my vrou nie. Daar's net vir een of ander rede 'n respek dat jy stap nie na oom Markus toe en gaan mou oor tannie Ina nie. Dis nie waar jy gaan mou nie. Die blote feit is maar ons dink ons het die reg om te praat oor die kerk asof ons nie die kerk is nie. En asof God, skepper van alles, nie soveel meer waarde heg aan die kerk nie. En so ek dink ons moet onsself herinner dat nêrensste in Openbaring het hy ooit die kerk in sy gebrokenheid ooit die kerk gesit as die vyand nie. Hoor mooi, ons as kerk het 'n klomp issues. I get that. Ons mensies wat hier binne-in is, die enigste plek, as daar een kerk is wat perfek is, kan nie een van ons dit gaan join nie, want dan gaan ons dit opneek met ons imperfektheid. Die blote feit is, as ons besef, met die kerk in al sy gebrokenheid, word die vyand uitgesit as, en daar was die draak. En vanuit die see uit het daar 'n dier gekom. En vanuit die aarde uit het daar 'n dier gekom. En daar was 'n prostituut. En hierdie was die vyande gewees. Nooit word die kerk gesimboliseer of die bruid van Christus gesimboliseer as die vyand nie. Mag ons ons taal begin verander. Mag ons onsself herinner dat ek is kerk. Ek wat hier sit, John, is nie 'n gebou nie, is nie 'n instansie nie, is nie 'n stelsel nie. Ek is bruid. En so ons het nodig om te besef hoe ons praat oor hierdie bruid. Besef ons praat teenoor God se bruid. En dit sluit eintlik my in. So wat hierdie gedeelte vir my praat oor die mooi, die parels en die edelstene en hoe dit praat oor die kosbaarheid van die bruid van Christus. En dan dink ek aan op 'n stadium toe Jesus opgestaan het en hy staan aan die kant van die strand. En die disippels is besig om vis te vang. Hulle sien dis Jesus en dan kom Petrus daar deur gehardloop en hy kom eers aan by Jesus. En dan sê Jesus vir hom, "Het jy my lief?" En dan as Petrus sê, "Ja, Here," dan sê hy, "Voer my skape."
Hy praat oor dat jy my mense moet lief hê. Ons het Sondag wat verby is, toe praat ons aan die einde van Romeine, praat hy van mag ons 'n deernis in ons hart hê vir ons medegelowiges. Mag ons weer 'n liefde kry vir medegelowiges. Of hulle lyk soos jy of hulle nie lyk soos jy nie, mag ons 'n liefde in ons hart kry vir die bruid van Christus. Dan gaan hy aan in sy vers 22. Want sê 'n tempel het ek egter nie in haar gesien nie, want die Here God, die Almagtige en die Lam is haar tempel. So met ander woorde, in hierdie stad is daar nie 'n plek waar jy die Here gaan ontmoet nie. Daar is nie 'n Sondag gaan 'n kerk toe sodat ek bietjie kan woord hoor en bietjie kan aanbid sodat ek daar die Here beleef nie. Nee, nee, in hierdie plek is God getabernakel. Hy is sy heerlikheid en sy teenwoordigheid is reg deur hierdie stad. En so daar is nie 'n begeerte of 'n behoefte vir 'n tempel nie, want God is by ons in ons midde. En wat vir my so mooi is, hy praat met beide vers 22 en 23, dan praat hy van God en die Lam. Hy praat van God en Jesus beide. Dus nie een bo die ander ene nie. As jy 'n prentjie het van 'n hiërargie, God is bo, Jesus in die middel, Gees is onder, dan lees jy nie hierdie hele ding mooi ordentlik nie. Want hy sê die Here God, die Almagtige en die Lam is haar tempel. Ook hierdie stad nie, 'n son en die maan is nie nodig om te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig en die Lam is haar lamp. En dis wat ons dan sien, as ons beleef hierdie, dat God in sy heerlikheid gaan by ons wees. Hy gaan die ene wees wat lig bring en heerlikheid gaan bring. Vers 24. En die nasies sal leef in haar lig, en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. En so hierdie is in my mooi, veral as hy sê die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. Mense wat op aarde iets bereik het, mense wat iets beleef het. En onthou, ons kan nou twee maniere gaan kyk oor wat het jy bereik. As ek en jy dink aan konings op aarde, dan dink ons konings is ouens wat gebore is in 'n sekere ding, dis ouens wat deur mag of geweld hulle status gekry het, dis ouens wat baie geld het, baie invloed het, mag het. Dis nie hoe God meet aan belangrik nie. God sê inteendeel, die beloning en die krone is vir die ouens wat gemartel word. Dis die ouens wat niks het nie. Geseënd is die een wat, as jy dink aan Matteus 5. Dis nie ouens wat bo staan nie, dis die ouens wat nederig is. Dis die ouens wat 'n diep begeerte het om mense te kan sien dat hulle barmhartigheid beleef. Dis wie groot is. Maar nou kom hy en hy praat van die konings van die aarde. So of jy kan dit sê as dis gelowiges wat dalk wêreldse rykdom gehad het, of dit kan wees dat mense wat op die aarde krone gekry het op grond van hoe hulle geleef het, die marteling, die niks hê nie, daai hierdie ouens wat hierdie krone bring of hulle heerlikheid wat hulle op aarde gehad het. Hoor wat sê hy? Hulle bring die heerlikheid na haar toe. Jy bring dit wat van waarde was op aarde, beteken nou niks meer vir jou nie. En so jy bring dit om die bruid te verheerlik, die bruid aan Christus te verheerlik. Niks gaan meer vermy nie. Vers 25, en haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. Die konsep hierso gaan oor poorte oor die algemeen was gesluit deur die dag as daar 'n krisis was, as daar 'n oorlog is, dan maak hulle die deure toe, en dan word dit gesluit. In die aande, selfde ding. Hulle sluit die poorte sodat die plek kan veilig wees. Nou sê hy vir jou, nooit weer gaan die poorte gesluit wees nie. Nooit weer gaan daar iemand wees wat buite gelaat gaan wees nie. Nooit weer is daar 'n plek waar ons gaan voel ons het veiligheid nodig of beskerming nodig nie. Daar gaan niemand wees wat gaan indring of wat gaan buite gesluit word of binne gesluit word nie. Dis die idee. En dan sê hy, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies na haar toe bring. So met ander woorde, hier praat hy oor die nasies wat kom. Nou, ek weet baie keer dink ons dat dit is net ons ou Suid-Afrikaanse volkie en ons is nou natuurlik die uitgeroep is vir Jesus. Is nie die geval nie. Ons taal, ons velkleur is irrelevant. Ons bring 'n gedeelte van die heerlikheid van die nasies wat in God se teenwoordigheid is.
Daar is 'n verskeidenheid van nasies en mense en almal van ons bring heerlikheid aan hierdie bruid wat vir God gegee is, nie vir onsself nie. En dan eindig hy vir ons af in vers 27. En hy sê en niks wat besoedel is en niemand wat iets gruweliks en vals doen sal ooit toegang tot haar kry nie. Slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die lam. En hier is die groot ding. Ons raak opgewonde want niks en niemand wat gruweliks of vals is, sal daar wees nie. Nêrens te gaan ons weer geliegery hê of 'n gesteelery of gemoor nie. Alles is nuut. En so ons raak opgewonde oor die ewigheid. Jy kon dalk vrees in jou hart gehad het vir 'n klomp goeters. Tussen die hemelvaart en die wederkoms beleef ons gaas en ons beleef die feit dat ons het 'n vyand wat ons wil vernietig. Maar een ding wat ons weet is wanneer hierdie verby is, dan beleef ons die teenwoordigheid van God. Hierdie is die bruid van Christus. Wat ons daarso die bruid is nie die vyand nie. Bruid is kosbaar vir God en ons is deel van dit. En dis die hart van Openbaring 21. Kom ons sluit die oë. As daar enige vrae is, kan julle vra. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het, Here, om tyd saam te kan spandeer en net weer te kyk, Here, na wat sê Openbaring 21. En Here, mag ons 'n liefde in ons hart kry vir die bruid. Here, mag ons in ons wese net dankbaar wees, Here, oor dat ons ingesluit is. Maar Here, dat ons 'n toekoms het wat voor ons lê. Here, 'n toekoms, Here, waar U ons as kosbaar ag. Mag ons so begin praat, mag hierdie ons bring, Here, op 'n plek wat ons 'n diep waardering en 'n liefde en 'n compassion, 'n deernis sal hê vir U bruid. Here, mag ons volgens Efesiërs 5, Here, bid, Here, om te werk om 'n rein bruid aan U te gee. Here, mag dit ons hart wees, is dat ons 'n rein bruid sal ervaar en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.